vra, en deel van dit is eintlik net om agter te kom, hoe gaan dit met die disippelskap van die mense in ons kerk? Elke ander tweede jaar doen ons dan 'n opname net met ons leiers, en dit is ook maar eintlik disippelskap gefokus. En uit al twee van hierdie meetinstrumente die laaste 2 jaar, wat ons wel opgetel het, nie net in Doxario Suidkampus nie, maar in Doxario Suidkampus en Noordkampus, al 5 ons omgewing. So die 2 oggenddienste aan daai kant, ons aanddiens daar, die aanddiens hier, die Engelse diens hier en die Afrikaanse diens, het ons opgetel. Die nommer 1 ding, is eintlik 2 goed saam, wat die mense in ons gemeente sê, hulle struggle mee die meeste. Die plek waar ons die meeste mee voel, ons wil eintlik graag groei in hierdie area, maar ons sukkel met dit, en dis nie soseer 'n refleksie van die kerk, dat ons nou nie daar preek nie, dis net wat ons mense sê, help my met hierdie, ek struggle met dit, is Bybel lees en gebed. Dit is so interessant, die vraagies waar ons self, so dis wanneer gemeentelede hulle self skoor van hoe gereeld lees ek Bybel en hoe gereeld bid ek. Die 2 areas waar ons die swakste gevaar het, en wat dit beteken, dit moet nou glad nie 'n ding wees van, kom aan ouens, julle moet julle Bybel lees en bid nie, ons weet dit, dis hoekom jy gesê het, ek wil graag my Bybel lees en bid meer, en maar vir ons is hierdie baie belangrike inligting, en ons gaan hierdie week, ek en Christo en Brent en 'n paar van ons leiers, ons leierskap in Bloemfontein, doen ons eintlik al reeds bietjie jaarbeplanning vir volgende jaar, maar ons gaan mooi gaan dink oor van 2027, jy weet vir 'n paar jaar, hoe gaan ons seker maak dat in terme van Bybellees en gebed, dat dit nie net iets is wat gebeur op 'n Sondag nie, en natuurlik gebeur dit in ons klein groepe, maar hoe kan ons jou help as 'n individu, waar dit ook kan gebeur in jou eie stilte tyd? Hoe help ons die individue met dit ook? En dan die derde ding, wat ons ook gesien het, ons skoor bietjie laag op, is op groepslewe. En so hierdie is die 3 areas wat ons gaan identifiseer het, wat ons gesê het, in terme van die disippelskap van ons mense, gaan ons op hierdie 3 goed baie meer klem moet sit. Gebed, Bybel lees en dan groepe. Groepe, die ding wat ons probeer uitfigure, is die tyd het verander, kultuur het geskuif. Die van julle wat kerk ken, 20 jaar terug was groepe baie makliker geweest. Nee, dis 'n realiteit. Die lewe is besiger, en dis baie moeiliker soms vir gesinne met kinders op skool, om eintlik in 'n groep betrokke te wees. So, hoe groepe lyk, gaan ons bietjie moet aanpas. En met dit sê ek nou nie, ons het 'n heeltemal nuwe strategie nie, ons het net nuwe vrae wat ons moet vra. Hoe lyk groepslewe in die 21ste eeu? Hoe moet dit lyk vandag vir ons in Bloemfontein? Want waarop ons nie gaan compromise, is die waarde dat ons geroep is om in gemeente te wees. Ons is nie veronderstel om Christene te wees wat op ons eie hierdie pad stap nie, ons is geroep vir mekaar. Dit sien ons duidelik, nie net in kerkgeskiedenis nie, maar selfs in die Bybel, en dis waarvoor Here ons geroep het. So hierdie is sommer net 3 fokusareas, ek deel dit met jou, sodat jy saam met ons kan bid, en saam met ons help om eienaarskap te vat van hoe is ons 'n goeie gemeente vir mekaar, wat groei in hierdie 3 areas. Die volgende slide kan ons dan gaan sommer net bietjie na bywoning, het ons net na elke diens apart gaan kyk na die bywoning, en hierdie is nou ongelukkig een van, ek sê vir Christus, hierdie is maar eintlik sleg dat ons nou hierdie moet wys, want dit kan nou negatief reflekteer op ons, maar eintlik is dit maar net die realiteite, en ons wil liewerste realiteite deel in hierdie vertrek, en vir my, net om te sê, ons is nie eintlik baie behep op getalle nie. Daai eerste slide het ek vir 'n rede eerste gewys. Ek sal liewerste hê dat ons net 50 is, maar ons is actually besig om te groei in gebed, en in die woord, en in groepslewe, as wat ons baie mense by mekaar kry op 'n Sondag. Maar goed, om mense by mekaar te kry, is nog steeds 'n teken van lewe. En so vir my is dit net 'n meetinstrument, want hierso is die waarheid, gesonde goed groei. En ek dink dis maar net hoe ons daarna moet kyk. En die laaste paar jaar van 2022 sien ons min of meer waar die getal is, en dis vir hierdie diens met ons kinderbediening en tienerbediening. Natuurlik, hierdie is 'n gemiddelde uitdrukking, so met ander woorde Junie, Julie, wanneer net 150 mense is ook ingetel in Desember, en dan ook die Februarie maand wanneer almal weer gym en kerk toe gaan. En ons die kerk weer vol. Dis maar net 'n gemiddeld oor 12 maande. En dis hoe dit lyk, so vir hierdie Afrikaanse diens, hierdie gemeente waarvan jy deel is dit omtrent so 450 mense wat by mekaar kom, en ek dink maar net, my vertroue is eintlik maar net, as daar lewe is, gaan mense aanhou om hulle vriende te nooi, en ons goal is nie net groei nie, maar tog is dis ook tog die evangelie, ons is evangelisties, en ons wil tog ons vriende nooi, dat hulle kan beleef, hierdie ewige liefde waar ons gesing het, dat ons vriende dit ook kan beleef, en so ons wil natuurlik sien, dat ons gemeentelede so opgewonde is daaroor, dat jy jou buurman begin nooi kerk toe ook. En so, daar is die realiteite. Die volgende een is dan bedieninge, en jy kan nou vrae gaan vra, jy weet, na verskeie jare, ek wil dit sommer net hardop sê.
en dan vir jou sê net die tipe kerk wat ons wil bou. 'n Paar jaar gelede het ons vir Dani Rood, natuurlik het ons hom hierdie jaar verloor, en as jy wonder hoe gaan dit met ons, dit gaan maar moeilik partykeer. Ek mis vir Dani baie. Ek is baie lief vir daai man, en ek is net so dankbaar ook vir die ondersteuning wat ons het. Maar ons as leierskapspan, ons proses baie daaroor. Hy is baie naby aan ons gewees, so ons praat gereeld, amper weekliks praat ons oor dit, en so ons is baie oop met ons emosies, ons onderdruk nie daai emosie nie. Ek weet nie hoekom noem ek dit is eintlik nie deel van die halfjaar verslag nie, maar net dat as jy gewonder het oor dit, maar daar was 'n tyd gewees toe Dani in hierdie omgewing gelei het, en hy toe getrek Kaap toe. Nou so iets het 'n impak op 'n gemeente se bywoning, want 'n paar mense het gekom, want hulle like het om vir Dani te luister. En toe, einde van die jaar, laas jaar, het ons vir Eugene gegroet. En dit is soms ook 'n ding, nee, Eugene is my man, nou gaan soek ek 'n ander kerk. En so dit gebeur ook, en ons verstaan daai is realiteite wat dalk kon bygedra het. Maar wat ek wil sê, is die tipe gemeente wat ons wil hê, en ons weet daar gaan altyd 'n groepering wees wat kom vir, ek noem dit maar die ekstra goedjies in die kerk. Maar dis wel of die icing op die koek, maar wat die koek regtig is gemeenskap van gelowiges. En dis hoekom my volgende slide vir my so belangrik is dat die bywoning se stabiliteit gaan eintlik gedra word. Nie of Christo lekker preek, of ek lekker preek nie, of die worship lekker is nie. Dit gaan oor is hierdie gemeente connected aan mekaar. Is ons besig om te groei as disippels saam met mekaar. En dis hoekom my volgende slide vir my eintlik so belangrik is. Daar eerste een sê, ons het 15 groepe in hierdie omgewing. Natuurlik het ons ander groepslewe aktiwiteite soos Kingsman en met Cherish het ons ook 'n paar groepe, maar daai voel vir my is die belangrikste. Want as mense saam met 'n klein groep mense die pad begin stap van disippelskap, deel van 'n gemeente soos hierdie, dan worry jy so klein bietjie minder oor wie preek Sondag en hoe klink die worship. Want jy is connected met ander gelowiges. En so vir my is dit, as ons kyk na die vorige slide, dink ek nie so baie daaroor nie, want dan gaan ons nou maar net moet, ek weet nie, kry nice ouens om te preek of wat ook al, maar ons wil nie daai game speel nie. Ons wil liewer die game speel van groepslewe. Dis waar ons wil groei. Ons het dit heel eerste genoem ook. En dis waar ons wil aanhou groei, is regte disippelskap onder mekaar. En ek wil jou uitnooi, as jy weet, eintlik moet jy jou huis oopmaak om 'n groep te fasiliteer in jou huis. Kom gesels met Christo. Laat hy die pad met jou stap. As hy voel jy is nog nie reg, gaan jy nog nie release vir dit nie, maar dat jy die pad kom stap, want ons het meer groepe. 15 groepe is goed en ons celebrate dit. Maar vir die hoeveelheid mense wat in die gemeente is ons bietjie agter. Kom ons wees eerlik. En so dis iets wat ons graag wil hê moet groei in hierdie omgewing ook. En dan wat ek ook celebrate is op 'n Sondag. Ek het hierdie gevra dat die span bietjie die sommetjie maak en so Christo en Renée het hierdie som gemaak. Ons het omtrent 70 mense op 'n goeie Sondag. 70 mense wat kom dien op 'n Sondag vrywillig om seker te maak dat ons saam kan kerk hou. En so ek wil net vir julle 70 sê, well done. Almal wat groet by die deur, die tekspan, die worship span, die kinderbedieningsspan, almal 70 vrywilligers wat kom koffie maak en sê, maar ek wil deel wees van om Sondag 'n welcoming space te word. En ek wil jou uitnooi. As jy wil nader staan in hierdie kerkfamilie, groepe is natuurlik 'n goeie plek om te begin, of kom dien net op 'n Sondag. Kom join 'n koffiespan, hulle sal vir jou alles leer, en as jy nog nie genoeg weet nie, sal jy die persoon wees wat die Yoco masjien doen. Niks teen die persoon wat die Yoco masjien doen nie. Daar kan jy ook koffie maak, ek weet nie. Ja. Dis dalk net omdat jy so goed is met die Yoco masjien, okay. Maar kom dien op 'n Sondag. Kom wees deel van die crew, want dis die maklikste manier om vriendskappe te bou en eintlik lekker deel te word van die gemeente. Maar ons celebrate 70 mense en nou ek het nou die dag 40 geword, so ek moet so 'n bietjie begin inzoom op my foon. Dan so omtrent 70 kinders wat hier op 'n Sondag is. In terme van ratios wil ek ook net sê ons celebrate dit, maar ons sal graag wil hê daar moet nog meer jong families in hierdie kerk wees. Die hoeveelheid kinders in vergelyking met die hoeveelheid volwassenes is nie, ek sou nie sê dis ongesond nie, maar dit is so bietjie minder as wat ons van ons ander gemeentes sien. So ons het kapasiteit vir nog meer kinders by ons kinderbediening. En so dis ook iets waarvoor ons die Here vertrou, maar dis hier by 70 en dit lyk goed. En dan celebrate ons amper 50 tieners. So dis die pre-teen, dis die tiener juniors en die seniors, almal wat in hoërskool is wat hier by mekaar kom, en dit celebrate ons ook. Volgende enetjie is dan as ons nou 'n bietjie meer praat oor finansies. En as ons nou gaan praat oor finansies, wil ek net twee goed sê. Aan die een kant, ja, daar is realiteite. Verstaan, vir ons om te funksioneer. Die Here het nog altyd in die geskiedenis van kerk, van die vroeë kerk af nog altyd, was daar mense wat die kerk, die droom, die mission, ge-empower het deur finansies. Dit is nog altyd deel van die realiteit. Maar tweedens is dit ook 'n disippelskap vraag.
hoeveelheid gewers, hoeveelheid geld is baie keer gekoppel aan ekonomiese realiteite. Of dit is gekoppel aan die woonbuurt waar binne jou kerk is. Maar hoeveelheid gewers sê vir jou iets van inkoop. Dit sê vir jou iets van disipelskap. En so dis hoekom ek kyk gewoonlik meer na daai ene as wat ek nou kyk na die bottom line. Alhoewel ons as leiers, ons worry dan ook net so 'n bietjie oor die bottom line. En ek weet ons as pastore, ons moet ons net op die Here vertrou, maar ons is ook maar mens soms, maar en julle kan saam met ons vir die Here vertrou natuurlik. So aantal gewers celebrate ons in Bloemfontein, so dis al twee kampusse het ons so 375 gesinne wat elke maand bydra. En ek wil net vir jou sê, as jy een van die huishoudings is wat finansiëel saam verantwoordelikheid vat vir hierdie bediening, well done. Jy is besig om te belê in goed wat ewigheidswaarde het. So well done en baie dankie dat jy saam met ons droom. In hierdie omgewing, ons Afrikaanse diens, is dit omtrent 191 gesinne wat bydra. En ja, so baie dankie en well done vir almal van julle. Dan die volgende slide is dan op die inkomste, maar voordat ek dit deel, dalk moet ons net gou teruggaan na die vorige en anders te kyk julle nou na die persentasies. Wag eers, ek wil eers gou net verduidelik hoe werk ons model in Doxadio. En hierdie is ook iets wat jy gewonder het oor. Hoe werk Doxadio se finansiële model? En hierso is die bottom line, ek gaan dit gou vir jou probeer verduidelik. Ons werk met een beursie. En wat dit beteken is, in die familie vat ons saam verantwoordelikheid. Die rede hoekom ons dit doen is, ons is 'n baie missionale kerk. En wat dit dan beteken is, ons as 'n gemeente in die Doxadio familie, ons omtrent 35 gemeentes, ons doen cross-subsidization. Kruis subsidieer. En hoe dit werk is, elke kampus moet eers probeer om self verantwoordelikheid te vat vir sy eie rekening. Jy moet jou eie water en ligte en salarisse ensovoorts, die droom wat jy uitleef, moet jy self voor verantwoordelikheid vat. Dis goeie stewardship. Maar wanneer jy nie kan nie, dan kruis subsidieer ons binnekant 'n stad. So die Noord- en Suidkampus, as dit bietjie swaar trek by die suide, moet die noorde kan instaan, as dit swaar trek by die noorde, moet die suide kan instaan, en so kry subsidieer ons, en ek kan nou vir jou 'n voorbeeld van dit gee. En dan, as ons binne 'n stad nog steeds 'n bietjie kort kom, dan kom die familie, die Doxadio familie, en ons kry subsidieer uit die familie uit. Hoekom doen ons dit? As ons dit nie doen nie, gaan ons nie so baie kerke kan plant nie. So ons het nou die dag 'n kerk in Durban geplant. Hulle is nog nie naaste by om hulle eie rekening te betaal nie. Maar die familie maak dit moontlik, omdat daar ander kerke is waar daai gemeentes net 50% van hulle inkomste gebruik vir daai gemeente. Dis my droom. Imagine ons kan 'n kerk wees wat net leef van 60% van die inkomste en die res word gesaai in die koninkryk in. En so Durban is moontlik omdat daar gemeentes is wat meer inkry as wat hulle nodig het en daai ekstra geld gaan dan daartoe. So daai kerk kan nie net ekstra geboue bou en hulle kerk net gemakliker maak, nog lekkerder stoele, nog aircons. Daarvoor moet jy ekstra geld insamel. Maar dit saai ons in die droom in. 'n Paar jaar terug het ons Noordkampus geplant, 4 jaar terug. Dit was net moontlik omdat die Suidkampus pa gestaan het vir dit. Dit was moontlik gemaak en nou is ons by die Noordkampus, by die plek waar die Noordkampus het sy eie rekening opgetel en 'n klein bietjie meer. En dit celebrate ons. Maar so gaan gemeentes deur seisoene, so plantings. Die ander ding is ook, soms is daar ekonomiese realiteite of daar's onstabiliteit wat gebeur binne 'n bepaalde gemeente en hulle trek swaar. En vir daai tyd dan kry subsidieer ons ook. En so net om daai te verstaan. En dan as ons gaan na die volgende een toe, so enige inkomste wat in die kerk kom, wat nie 'n reference het nie, of tiendes en offergawes, gaan dan in hierdie begroting en vir bedryfsuitgawes. Ons realiteite binne die familie, en dis nou ongelukkig, is jammer dat daar so baie rooi is, maar dit is maar net die realiteite huidiglik. Iemand sê vir my nou uit die privaat sektor, toe sê hulle, Abel, ek het gekyk na dit, moenie worry nie, julle is alright. Ons gaan vertrou die Here, en sê ons maklik vir jou om te sê, nee. Maar die Doxadio familie se inkomste is ons op 98% jaar tot datum, in terme van ons begroting, en ons celebrate dit, maar ons vertrou die Here ook dat dit genoeg sal wees tot einde van die jaar, en dan jaar tot datum vir Bloemfontein, is waar ons so bietjie, ek wil julle vra om saam met ons te bid, dat die Here vir ons sal voorsien. En ek weet daar is ekonomiese realiteite in Bloemfontein ook, maar ons gaan die Here moet vertrou. En daarso staan ons op omtrent 4.5% agter begroting. Daai is vir my die belangriker een, omdat ons as 'n stad, ons twee kampusse funksioneer baie naby aan mekaar, so ons gaan mekaar se rekeninge mooi help. Dis nie vir ons 'n issue nie, maar as 'n stad wil ons graag eienaarskap vat binne ons stad, en daar's ons so 4.5% agter. En dan
By ons Suidkampus sien ons, en natuurlik ons het 'n studente aandiens wat nie baie bydra nie, maar ons belê in daai bediening. En so hierdie kampus staan nog steeds pa vir dit. Maar julle sien die koninkryksprentjie in dit. Maar Suidkampus vir jaar tot datum is ons daar ongelukkig bietjie agter, so 11.2%. En so hierdie is waarvoor ons wil graag vra, bid saam met ons. En as jy een van die gesinne is, jy is deel van hierdie kerk maar jy het nog nie besluit om finansiëel betrokke te raak, wil ek jou uitnooi. Kom join die res van ons. Dis 'n goeie plek om te belê. Dan as stad het ons gegroei van laas jaar af. Net ons inkomste van laas jaar tot hierdie jaar met 3.6%. Hoofsaaklik ons Celebrate by die noorde was al 18% groei van laas jaar tot hierdie jaar en hulle is 'n bietjie groen in die begroting, maar by ons Suidkampus het ons so 6% net jaar tot datum van laas jaar af teruggesak. En natuurlik, dit kan nie soos dat ons bekommer of ons kan maar net die Here vertrou en bid vir dit. Maar daai is die realiteite en dan gaan ek net na die volgende 2 slides toe gou gaan. Ons Generosity Fund, voordat ek julle daardeur vat, net om gou ook te noem, voordat julle getalletjies lees, as jy gee in hierdie gemeente, daar's 3 areas waar jy kan gee of finansiëel betrokke raak. Die eerste een, en as jy nog nie betrokke is nie, begin daarso, is jou tiendes en offergawes. Begin by tiendes en offergawes. Dit gaan na die bedryfsuitgawes wat jou prentjie wat ons nou net gewys het. Die tweede plek is as daar 'n bouprojek is. Onlangs was hier 'n bouprojek met die kinderbediening daar agter en dan die derde plek is ons Generosity Fund. Dis 'n fonds waar ons bless buitekant die gemeente. Daai geld mag ons nie gebruik vir hierdie gemeente nie. Dit bless ons na die buitekant toe. En so dis die Generosity Fund. Albei kampusse saam met ons 'n baie sterk, dis ironies, ons baie sterk Generosity Fund en ons kon die laaste 12 maande gebless het. So deur 3 werkers wat ons aanstel, natuurlik hulle werk so 'n bietjie in die kerk ook, maar hulle is by die skole en skole wat ons bless, geskenkies vir skoolhoofde ensovoorts. Aktiwiteite wat ons hou, 440,000 wat ons gebless het in skole in. Life Center 100,000 wat ons besig om hom te bou. En dan by die Vrystaat Nasorgsentrum was dit eintlik meer net ons het 'n badkamer vir hulle gebou en ons het geen voordeel as 'n kerk nie. Dit lê aan hulle kant. Jy weet die Nasorgsentrum is mos langs waar die Noordkampus is, maar ons vat saam verantwoordelikheid vir daai droom ook en dan ook net behoeftes wat hulle gehad het ons gesaai. Maar meer as R200,000 wat hierdie kerk kon gesaai het in die nasorgsentrum in. So well done vir dit. Kingdom Vision Foundation wat die brille, ons het R50,000 daartoe gesaai. En dan het ons in ander kerke, ander bedieninge, het ons R160,000 gebless. Hierdie sluit in vir Israel Taylor, hy's 'n evangelis. Hy werk in Khayelitsha op die Cape Flats en dan in Soweto en dan op die Cape Flats wat hy crusades gaan doen. En ons wil sy bediening ondersteun man, want ons kerk, ons is geroep vir iets anderste, maar ons glo in wat hy doen. En so ander bedieninge of dan nou natuurlik as ons gaan help in Durban en 'n kar moet afstuur, dan bless ons daaruit en ons het vroeër hierdie jaar ook net 'n klomp kerkleiers, 30 kerkleiers in Bloemfontein wat ons gebless het met 'n uiteet voucher of 'n naweek weg en net gesê het ons gebedspan het gebid vir jou. Dankie vir wat jy doen vir Bloemfontein. En so ons het gesaai in ander kerke in. En dan is daar natuurlik Anchor of Hope van Boethulle wat ons 50 gesaai het. En El Piso House vir babies het ons ook 50 gesaai. Street Store het ons so R86,000 gekos, wat ook 'n blessing vir die stad is. En dan ons busbediening het ons so 50 gekos sover. En dan die laaste slide, en daarmee sluit ons af. Julle kan sommer staan so lank, soos ek julle seën. Die laaste slide kan ons net gou gaan na die bouprojek. En ons het gevra vir 230,000, soos enige bouprojek, moenie dink in die kerk, maar in die Here se plek is dit werk anders nie, daar gaan jy ook oor. Ons het gevra vir 230, ons het bietjie oor gegaan, sorry. Maar daai ekstra gaan ons met venue rentals probeer opmaak en nog steeds net vir die gemeente vra vir die 230 en daar het ons al 138 ingesamel, ons kort nog so R90,000 net om die werk af te betaal wat ons daar agter gedoen het.